Baie welkom ook by vanoggend se uitsending en dan 'n baie spesiale woord van welkom aan elke moeder wat vanoggend ook inskakel. Dis immers vandag Moedersdag. En mag elke moeder baie spesiaal bederf word. Liewe moeders, mag julle beleef dat julle mans en julle vrouens julle die waardering gee wat julle toekom. En daar waar kinders ver is en waar die man dalk nie meer aan julle kant staan nie en julle weduwees is, mag julle ook ervaar dat die Here deur sy Heilige Gees vir jou vanoggend as moeder en as vrou baie besonders en baie spesiaal kom vashou en mag jy diep onder die indruk daarvan kom en wees dat die Here vir jou liefhet. Geliefdes, ons teks en ons woordverkondiging vind volgende plaas uit die brief van Titus. Paulus skryf aan hierdie jong leraar en die seëngroet kom dan juis ook vanuit hierdie gedeelte uit Titus se aanhef. En daarom ontvang die seën net soos dit ook deur Paulus aan Titus gebring is. En daarom sê ons vir mekaar aan elkeen wat werklik kind van God is, wat die ware kinders van die Here is, kom dan volgend toe, die genade en die vrede en die liefde van God die Vader en ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Liewe vriende, broers, susters, kinders, jong mense en dan veral ons moeders. Ons maak volgende die woord van die Here oop en ons lees uit die brief aan Titus. En nou net 'n stukkie agtergrond. Titus is 'n jong dominee en Paulus het hom daar op die eiland van Kreta agtergelaat om die gemeentes op hierdie eiland te bedien. En dan skryf Paulus aan hom onder andere die volgende in hoofstuk 2. En ons lees so die eerste 10 verse met mekaar saam. Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond en vas in geloof, liefde en volharding. Net so moet jy ook vir die ouer vrouens sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lewe. Hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. Verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans, dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra. En dan sien ons vers 7, gee Paulus ook riglyne aan die jong dominee Titus, en in vers 9, aan die slawe, hoe die slawe hulle moet gedra. So ons sien dit is die ouer mans, die ouer vrouens, jonger mans, ook aan hom persoonlik Titus en aan die slawe. En dan vers 10 se tweede gedeelte. Dit alles sodat hulle lewenswandel van so 'n aard sal wees dat so sal hulle in alles wat hulle doen die aansien van die leer van God van verlossing verhoog. Dit gaan dus daaroor al hierdie lewenslesse, wyshede, riglyne wat gegee word gegee deur Paulus aan Titus met een rede. Dat God se woord nie in diskrediet kom nie. Met ander woorde, ons moet leef wat ons hier sien, leer en lees. Ons moet gehoorsaam wees. Nou, liewe broers en susters, liewe vriende, liewe ouers, ons teks vers waarop ons fokus, aangesien dit Moedersdag is vanoggend dan Titus 2 vers 4. En ek hou hom weer aan jou voor. Sodat hulle die jonger vrouens, dis nou die ouer vrouens, die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Sjoe, dis 'n mond vol. Maar kom ons begin eers deur vir mekaar te sê. Moederskap is deur God self ontwerp. Hoekom sê ons so? Is dit nie waar dat die Vader kies om sy eie seun in die wêreld in te bring deur die skoot van 'n moeder, Maria.
En is dit nie ook so dat in die 10 gebooie en die wet van die Here dan staan daar ook eer jou vader en jou moeder. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê moederskap is as sulks 'n kosbare gawe uit die hand van God. En daarom as ons oor moederskap praat, kan ons nie anders as om God se woord en God se insigte en dit wat God ook dan op die einde van die dag oor moederskap met ons wil deel, met mekaar deel nie. Daarom, liewe vriende, wanneer ons dit vir mekaar sê, dan wil ons ook daarom net vir mekaar die volgende uitlig. Ons moet daarom ook vir mekaar sê, dat ons moet daarom nou nie dit vanoggend so laat klink, dat moederskap is die hoogste vervulling van vrou wees nie. Dis daarom ook nie waar nie, nee. Allermins. Nee, daarom is die tema vanoggend nie net Moedersdag nie, maar wat is die godsbeeld vir getroude vrou wees? En sou jy die gawe gekry het en die voorreg om 'n moeder te wees, Geliefdes, as ons dit vir mekaar sê, dan herinner ek jou vinnig weer aan hierdie lysie wat gegee word aan die jonger vroue. 1. Hulle moet liefdevol wees teenoor hulle mans. Die ouer vrouens moet dit vir hulle leer. Ook liefdevol teenoor hulle kinders. Verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Nou as 'n mens dit vir mekaar sê, dan is daar so 4 hoofgedagtes wat na vore tree vanuit hierdie lysie. Waarvan die eerste is, dit klink so bietjie ouderwets. Dit klink so bietjie oudtyds. Die tweede ding dink ek is, daar's 'n klomp goed in hierdie lysie wat eintlik so al vreemd op die oor val, want daar's 'n groot klomp goed wat nie in die lys opgeneem word nie. Die derde ding wat ons mekaar wil sê is, dit wil voorkom asof dit wat Paulus hier lys, nie natuurlik vir die vrou na vore tree nie. En dan die derde ding wat ons uit hierdie lysie uitwys raak is, as 'n mens dit lees, is daar baie spesifieke fokus, 'n stuk prioriteit wat na vore tree. En ons gaan daarby bietjie later stil staan. So kom ons kyk eers na hierdie eerste hoofgedagte wat ons uit hierdie lysie van Paulus kan gadeslaan. Naamlik, voel dit nie vir jou ook, liewe jong dame, ma, vrou, asof hierdie lys so bietjie ouderwets is? Daar staan immers, jy moet gehoorsaam wees aan jou man. Sjoe, jy moet 'n huisvrou wees, 'n goeie huisvrou. Anders gesê, tuiste skepper. Ons lewe daarom in ander tye. As 'n mens hierdie teks lees, dan voel dit so half asof, sjoe, die teks en die Bybel en die kerk, die vrou so half wil ondermyn. En baie van ons vrouens sal uit die aard van die staat sê, maar ek neem aanstoot. Tye het verander en ons dink nie meer so nie en ons leef ook nie meer so nie. En ek dink as 3 groot redes hoekom die moderne vrou sou kon voel dat hierdie aanstoot gee. Ek dink die eerste rede is dat die moderne kom ons noem dit rolmodelle wat ons sien op televisie, sepies, flieks, is vrouens wat op die einde van die dag nie aan hierdie lysie voldoen as sulks nie. Kom ons sê dit anders. In my preekvoorbereiding kom ek af op hierdie stuk studie wat die Instituut vir Barna gedoen het, die Barna Instituut, en hulle het hierdie studie in 2021 gedoen, en hulle bevinding is, dat nadat hulle 'n vraelys uitgestuur het na 1000 vroue, is die grootste gemeenskaplike faktor van hoe die vrouens in die wêreld 'n suksesvolle vrou sien. Dit wil sê die westerse vrou, né? 'n suksesvolle vrou sien as volg. Hulle sê, she must be career-oriented, powerful, rich, and she could therefore focus on her own pleasures. Career-oriented, rich, powerful,
'n suksesvolle vrou in die oë van die wêreld is juist dit wat ons in flieks en in prente sien. Is dit wat ons sien op die televisie, in sepies. Daar word eintlik in hierdie vraelys nêrens melding gemaak van sy moet liefdevol wees teenoor haar man, liefdevol wees teenoor haar kinders, sy moet 'n mooi goeie tuiste skepper wees nie. Glad nie. So die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is, ons word gebombardeer deur 'n bepaalde beeld van vrou wees daar buite. Wat partykeer lynreg teenoor die woord van die Here in beweeg. Die tweede ding wat ons vir mekaar moet sê is, hoekom sou vrouens sê, nee, ons kram weg van hierdie lysie af? Want om huisvrou te wees, is harde werk, genigtig. Ek sien nou die dag, terwyl ons inkopies doen, 'n mamma, en hier in die trolley is 'n seentjie van so 3 jaar oud, en binne in die trolley sit 'n dogtertjie, dink ek van omtrent 5, en hierdie jong mamma moet hierdie 2 woelwaters beheer, en dit terwyl sy inkopies doen, en sy doen 'n inkopieslys, en dan hoor ek, sy's gedaan en moedeloos, en sy sê vir hulle, julle ek kan nie meer nie, asseblief. Mamma sal as ons by die huis kom met julle speel, en julle kan nie sê ek wil dit en dit en julle weet, ons kan nie alles bekostig en koop nie, maar mamma sal as ons by die huis kom, vir julle elkeen 'n koekie gee, en dan gaan ek en julle lekker speel. Dan dink ek by myself, ek sal eendag dit maak, om met hierdie 2 woelwaters te speel, hulle wakker te maak, vir die man kos te maak, die huishouding te laat hardloop, die wasgoed te was, kos te maak as hy by die huis kom, hierdie 2tjies saam te neem as jy gaan inkopies doen, en dan gaan ek sê, nee, dankie, dis harde werk. En dit is ook 'n werk wat naderhand baie eentonig kan raak, want soos die kinders groter word, is maandag wasdag, dinsdag is huiskoonmaakdag, woensdag is die dag. Sjoe, en word ons dames regtig erken en waardeer vir wat hulle doen? Goeie vraag. Geen wonder dat ons as kerk ook partykeer kop en skaamte staan, omdat ons te min erkenning en waardering vir ons dames en ons vrouens en ons mammas het. Ek dink die volgende groot rede, hoekom dames en mammas en vrouens wegskram van hierdie lysie af, is doeteenvoudig die invloed wat geld het, nie waar nie? Kom ons sê dit maar vir mekaar. Ons word ook gekondisioneer om op die einde van die dag vir mekaar te sê, dat geld het 'n groter invloed op ons lewens as wat ons wil toegee. Kom ons sê dit maar vir mekaar. Dit wat in die verlede 'n luukse was, het vandag onontbeerlik geraak. En ons word so gekondisioneer deur te dink dat, dit wat ons nie regtig nodig het nie, ons wel nodig het, en dat ons geld moet spandeer op dit wat ons nie nodig het nie. En op die einde van die dag, is dit tog maar ook so, dis nie lekker as jy jou dogtertjie by die skool gaan aflaai, en sy is skaam vir die kar waar mamma ry, en sy sê stop net 'n blok van die skool af nie, nee. Geld maak ook dat vrouens 'n vraagteken op hierdie lysie plaas. Liewe mammas, vrouens, broers, susters, jong mense, kom ons sê vir mekaar, die wêreld het egter ook self begin vra. Die moet ons ook vir mekaar sê. Want, en daar's 'n webtuiste, mense kan dit bietjie gaan naslaan, Better Health, en dit sluit in alle fasette van die lewe. Hulle bevinding is dat vrouens jaag hulle loopbane na, en dan hier so op ouderdom 34, 35 raak hulle diep bewus daarvan dat hulle baie graag ook 'n mamma wil wees. Die gemiddelde ouderdom van mammas het opgeskuif, astronomies, waar dit letterlik 20 jaar terug in die vroeë 20's was, is dit nou vroeë 30's. Die gevolg, mamma gee ook nie haar werk nou op nie. En die impak daarvan is dat ons kinders het
wat ons eintlik skermkinders noem. Hulle sit net voor skerms, want pappa en mamma het nie tyd nie. En mamma en pappa voel dikwels skuldig. En wat gebeur? Dan gee ons vir hulle net wat hulle wil. Anders gesê in die Engelse taal, hulle word brats, bedorwe brokkies. En die wêreld begin self vra. En die wêreld begin self sê, ons maak 'n generasie groot, wat ons nie moet groot maak nie. Broers, susters, kom ons wees eerlik vir mekaar, en dan sê ons, hierdie lysie, die godsbeeld van vrou wees en dalk moeder wees, lyk baie anders as die wêreld waarin ons leef. En as ons dan wil eerlik wees en ons hierdie lysie nader trek, dan sien ons daar sekere goed wat nie op hierdie lysie voorkom nie. Soos byvoorbeeld Bybelstudie, stiltetyd. Hoekom noem Paulus dit nie? Want eintlik is dit voor die hand liggend vir elke Christen. Ja, dit wat op hierdie lysie voorkom, is doelgerig, gefokus, om 'n prioriteit te gee aan die huwelik, die gesin en die familie. Dit is op die einde van die dag die boustene, die fondasie vir 'n gesonde samelewing. En daarom moet ons ook vir mekaar sê, dis waarop die bose sy oog het. En dis wat hy wil vernietig. Ons sou dan ook vir mekaar kon sê, niks op hierdie lysie kom natuurlik nie. Daarom staan daar ook. Die ouer vroue moet die jonger vroue leer. Dis nie 'n natuurlike gedrag hierdie nie. Nee, dit vra iets en ons gaan nou by dit stil staan. Hierdie prioritisering wat ons dus hieruit aflei is, weer eens, hierdie lysie is saamgestel vir een doel voor oë. En dit is die huwelik, die gesin en die familie. Nou kom ons kyk na sommer net dit wat ons ongemaklik kan maak, naamlik liefde vir die mans en gehoorsaam aan jou man wees. En dan sou mens dadelik kan sê, maar hoekom liefde vir jou man? Dis mos maklik om jou man lief te hê. Maar die Bybelse betekenis hiervan lyk so klein bietjie anders. 'n Christenvrou, 'n wedergebore Christenvrou, is by die voete van Jesus. En sy's nie besig met selfverheerliking en te sê, Here, ek wil nie. Sy is diep bewus daarvan dat die Here haar deur sy bloed vrygekoop het, afgewas het en dat sy onderdanig is, nie aan haar eie wil nie, maar aan die wil van die Here Jesus. Anders gesê, sy is gehoorsaam aan Jesus. Sy is bereid om haar eie ek af te sterwe en in die Here Jesus te lewe. Dit maak dat so 'n Christenvrou op die einde van die dag met dieselfde gesindheid haar man liefhet, en dis wat hier bedoel word. Anders gesê, sy sien haarself as die minste, sodat sy haar man tot diens kan wees. En dit maak haar nie 'n swak vrou of 'n slaaf nie, allermins. Want die man is immers ook veronderstel om 'n Christelike wedergebore man te wees, wat dit wat sy vrou vir hom gaan gee en opoffer, te waardeer en haar te ag en haar te koester. Maar die implikasie van wat Paulus hier noem en sê is eintlik die volgende. Vir so 'n vrou is haar man die lewe waarop sy fokus naas die Here. Hy is die objek van haar liefde naas die Here. Sy sien hom as haar liefde van die lewe. Nog anders gesê, sy gaan uit haar pad uit om haar man gelukkig te maak. Sy wil graag weet wat maak hom gelukkig. Sy wil nie een enkele oomblik van hom af wegwees nie. Sy wil elke oomblik in sy teenwoordigheid wees. Sy sal haarself te nakom sodat haar man 'n bepaalde voordeel en voorreg het. Sy koester hom, sy vertroetel hom, sy versterk hom, sy moedig hom aan. So 'n vrou is ook die vrou wat op die einde van die dag vir haar man 'n huislike konteks skep
waarna 'n man sal ervaar en beleef, dat dit die gelukkigste plek is waar hy kan wees, en dis by die huis. En nie op 'n ander plek nie. Nie saam met die vriende nie, nie in die kroeg nie, nie op die sportveld nie. Die gelukkigste plek waar hy wil wees is by sy huis. En dit vra dat so 'n vrou haarself opoffer ter wille van haar man. Die tweede ding op hierdie lys, liefde vir haar kinders. Selfde. Dis hier dieselfde opofferende liefde. Met ander woorde, die man en die vrou ag mekaar as geskenke uit die hemel. En op grond daarvan het hulle mekaar lief en respekteer mekaar asof die Here Jesus haar en homself vir hulle gegee het. Nog anders gesê, die polsende liefde van hulle hart reflekteer die Here Jesus se liefde vir mekaar. En uit dit word gebore, sou die Here dit so wil, kinders, wat 'n verlengstuk is van hierdie liefde. En daarom sal so 'n ma en so 'n moeder sê, ek offer my ambisies op. Ek sal selfs my loopbaan opoffer. Ek sal leksede opoffer ter wille van my kinders. Ek gee dit alles prys ter wille van my kinders wat 'n voorbeeld het. My kinders wat my tyd het. Daarom sal so 'n mamma sou sy genoodsaak wees om wel te werk. 'n Bevordering 10-1 van die hand wys. Hoewel sy dit verdien, sodat sy eerder meer tyd met haar kinders kan spandeer. Sjoe. Hoor u? Hierdie vra 'n totale nuwe kyk, 'n totale nuwe fokus. En dan moet ons mos ook vir mekaar sê, volgens sy woordverkondiging is nie om mammas wat werk te laat skuldig voel nie. Allermins, dis nie om jou, soos die Engelse sê, op 'n guilt trip te neem nie. Asseblief nee. Dis nie die gedagte nie. Ons wil net vir mekaar weer eens daar herinner, laat mammas, jou eerste fokus, al werk jy, is op jou huwelik, op jou kinders en op jou huishouding. Dis jou eerste roeping, dis waarin jou vervulling lê. Anders gesê, dis net as die Here werklik vir jou die deur toesluit om te trou, die deur toesluit om 'n moeder te wees, dat jy wel 'n loopbaan met ambisie kan najag. Andersins bly jou eerste fokus as vrou op jou huwelik en op jou man, op jou kinders en op jou huishouding. Dis wat die woord ons leer. En ek weet, hierdie boodskap maak my dalk uiters ongewild. En baie gaan sê, ja, maar hy's 'n chauvinis. Dis nie waar nie. Baie dominees het nie die moed van oortuiging om hierdie teks te preek nie. Ons kan nie volgens anders nie. Want dit is God se woord. En dikwels word daar dan na gelang van so 'n lysie gesê, die kerk ondermyn die vrou. Die kerk is besig om die vrou steeds daar te hou. Nie waar nie. Dis juis in die kerk waar ons dan vir mekaar sê, dames julle wat werk, dankie vir die opoffering. Dankie dat jy dit alles doen en nog jou huwelik en jou kinders liefhet. Ons as kerk waardeer jou regtig. En dis hier waar ons vir jou wil sê, liewe mans, gelowiges, kerk van die Here, ons koester ons vrouens, ons waardeer ons vrouens, ons eer ons vrouens volgend, en ons draai julle aan die Here op. Liewe vrou, liewe moeder, jy's vir ons kosbaar. En as jy genoodsaak word om te werk, hou jy fokus op die Here Jesus, op jou huwelik, op jou kinders en op jou huishouding. Want dit is die beeld wat God sal seën. Ontvang dan die seën van die Here. Die genade en die vrede en die liefde en dan daarby saam die deursettingsvermoë en die moed van oortuiging om God se woord te gaan leef is op jou. So spreek die Here, jou Vader, jou Verlosser en die Heilige Gees wat by jou is. Amen. I bet you could have used a minute, just a little time alone. But you let me be your little shadow,
following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. I come to you with all my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us, no place where I don't feel your love. You say I'm the gift that heaven gave you, but mama, I'm the lucky one. 'Cause when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. If I'm ever a mother, I wanna be like you. If He picks me from the others, I'm gonna try to fill your shoes. 'Cause mama, you're my hero and everything I wanna be. When God made